Dankie julle, ons gaan aan by hoofstuk 11, die toring van Babel. En die hele aarde het dieselfde taal gehad, en een en dieselfde woorde. En toe hulle weggetrek het na die ooste, vind hulle 'n laagte in die land van Siniar, en daar het hulle gaan woon. Daarop sê hulle vir mekaar, kom laat ons stene vorm, en dit goed brand. Hulle gebruik toe bakstene vir boustene en die lijmgrond vir klei. En hulle sê, kom laat ons vir ons 'n stad bou en 'n toring waar ons van die spits tot aan die hemel sal reik. En laat ons vir ons ook 'n naam maak, sodat ons nie oor die hele aarde verstrooid raak nie. Toe daal die Here neer om die stad en die toring te besien, waarin hy die mensekinders toe nou aan besig was om te bou. En die Here sê, daar is hulle nou, een volk, en hulle het almal een taal, en dit is net die begin van hulle onderneming. Nou sal niks hulle meer vir hulle onmoontlik wees nie, van wat hulle plan is om te doen nie. Kom laat ons neerdal, kom laat ons neerdal. Belangrik daai versie, vers 7. Kom laat ons neerdal en hulle taal daar verwar, sodat die een taal van die ander nie kan verstaan nie. So het die Here hulle dan daarvandaan oor die hele aarde verstrooi, en hulle het opgehou om die stad te bou. Daarom het hulle dit Babel genoem, want daar het die Here die taal van die hele aarde verwar, en daarvandaan het die Here hulle oor die hele aarde verstrooi. Dit is die stamboom van Sem. Toe Sem 100 jaar oud was, het hy die vader van Arpachsad geword, 2 jaar na die vloed. En Sem het na die geboorte van Arpachsad nog 500 jaar gelewe, en hy het seuns en dogters gehad. Arpachsad het 35 jaar oud, en hy het die vader van Selag geword. En Arpachsad het na die geboorte van Selag nog 403 jaar gelewe, en hy het seuns en dogters gehad. Toe Selag 30 jaar oud was, het hy die vader van Heber geword. En Selag het geboorte van Heber nog 403 jaar gelewe, en hy het seuns en dogters gehad. Toe Heber 34 jaar oud was, het hy die vader van Peleg geword, en Heber het na die geboorte van Peleg nog 430 jaar gelewe, en hy het seuns en dogters gehad. Toe Peleg 30 jaar oud was, het hy die vader van Reu geword, en Peleg het na die geboorte van Reu nog 209 jaar gelewe, en hy het seuns en dogters gehad. Toe Reu 32 jaar oud was, het hy die vader van Serug geword, en Reu het na die geboorte van Serug nog 207 jaar gelewe, en hy het seuns en dogters gehad. Toe Serug 30 jaar oud was, het hy die vader van Nahor geword, en Serug het na die geboorte van Nahor 200 jaar gelewe, en hy het seuns en dogters gehad. Toe Nahor 29 jaar oud was, het hy die vader van Terah geword, en Nahor het na die geboorte van Terah nog 119 jaar gelewe, en hy het seuns en dogters gehad. Toe Terah 70 jaar oud was, het hy die vader geword van Abram, Nahor en Haran. En dit is die stamboom van Terah. Terah het vader van Abram, Nahor en Haran, en Haran van Lot. En Haran het gesterwe, terwyl sy vader Terah nog geleef het, in sy geboorteland van Ur, van die Galdeërs. En Abram en Nahor het vir hulle vroue geneem, en naam van Abram se vrou was Sarai,
en die naam van Nahor se vrou was Milka, die dogter van Haran, die vader van Milka, die vader van Jeska. En Sarai was onvrugbaar, sy het geen kind gehad nie, en Tera het sy seun Abram geneem, en Lot, die seun van Haran, sy kleinseun, en Sarai, sy skoondogter, die vrou van sy seun Abram, en die het met hulle uit Ur van die Galdeërs getrek, om na die land van Kanaan te gaan. En hulle het tot by Haran gekom, en daar gaan woon. En die dae van Tera was 205 jaar, en Tera het in Haran gesterwe. Hoofstuk 12. Die roeping van Abram, hy kom in Kanaan, sy trek na Egipte. En die Here het Abram gesê, gaan jy uit jou land, en uit jou familie, uit jou vader se huis, na die land wat ek jou sal wys, en ek sal jou 'n groot nasie maak, en jou seën en jou naam so groot maak, dat jy 'n seën sal wees. En ek sal seën diegene wat jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek. En in jou sal die geslagte van die aarde geseën word. Toe het Abram weggetrek, soos die Here hom gesê het, en Lot het saam met hom getrek. En Abram was 75 jaar oud, toe hy vertrek uit Haran. En Abram het Sarai sy vrou en Lot sy broerskind geneem, en hulle besittings wat hulle bymekaar gemaak het, en die slawe wat hulle in Haran verwerf het, hulle het uitgetrek om na die land van Kanaan te gaan, en in die land Kanaan gekom. En Abram het deur die land getrek na die plek Sichem, tot by die terpentynboom More. Die Kanaaniete was toe in die land. Daarop verskyn die Here aan Abram en sê, aan jou nageslag sal ek hierdie land gee. Toe bou hy daar 'n altaar vir die Here wat aan hom verskyn het. En daarvandaan het hy verder versit na die gebergte oos van Bethel, en sy tent opgeslaan tussen Bethel en die weste, en Ai aan die ooste kant, en daar vir die Here 'n altaar gebou, en die naam van die Here aangeroep. Daarna het Abram al verder na die suidland weggetrek. En daar was hongersnood in die land, sodat Abram na Egipte afgetrek het, om daar as vreemdeling te vertoef, want die hongersnood was swaar in die land. En toe hy op die punt staan om Egipte in te trek, het hy met sy vrou Sarai gespreek, kyk, ek weet dat jy 'n vrou is, mooi van aansien. As die Egiptenaars jou nou sien, sal hulle sê, dit is sy vrou, en hulle sal my doodmaak en jou laat lewe. Sê tog vir hulle, jy is my suster. Kan terwille van jou ek hom nie ontwil, laat ek net aan die lewe kan bly. Toe Abram in Egipte gekom het, sien die Egiptenaars dat sy vrou baie mooi was. Ook het die vorste van Farao haar gesien en haar by Farao geprys. En die vrou is na die paleis van Farao geneem. En hy het goed gedoen aan Abram om haar ontwil, sodat hy kleinveebeeste en eselslawe en slavinne, eselinne, kamele en besit gekry het. Maar die Here het Farao en sy huis met groot pla besoek, terwille van Sarai, die vrou van Abram. Daarom laat Farao Abram roep en hy sê, wat het jy my nou aangedoen? Waarom het jy vir my nie te kenne gegee, dat sy jou vrou is nie? Waarom het jy gesê, sy is jou suster, sodat ek haar vir my as vrou geneem het? Daar is jou vrou, dan nou, neem haar en gaan weg. En Farao het aan enkele man aangaande hom bevel gegee, en hulle het hom weggebring met sy vrou en sy hele besitting. Hoofstuk 13, Abram en Lot skei van mekaar. So het Abram dan uit Egipte na die suidland opgetrek, hy met sy vrou en sy hele besitting, en Lot saam met hom.
En Abraham was baie ryk aan vee en aan silwer en goud. En hy het van plek tot plek uit die suidland getrek tot by Bethel, na die plek waar sy tent in die begin gestaan het tussen Bethel en Ai, na die plek van die altaar wat hy vroeër daar gebou het. En Abraham het daar die naam van die Here aangeroep. En Lot, wat saam met Abraham getrek het ook die kleinvee en die beeste in die tent gehad. En die land kon hulle nie dra nie, om saam te woon nie, want hulle besittings was groot, sodat hulle nie saam kon woon nie. En daar het twis ontstaan tussen die veewagters van Abraham en die veewagters van Lot. Ook het die Kanaaniete en die Ferisiete destyds in die land gewoon. Toe sê Abraham vir Lot, laat daar tog geen twis wees tussen my en jou, en tussen my wagters en jou wagters nie. Ons is mos broers. Lê die hele land nie voor jou oop nie. Skei jou tog van my af. Gaan jy links, dan sal ek regs gaan. Gaan jy regs, dan sal ek links gaan. Toe slaan Lot sy oë op en sien dat die hele Jordaanstreek oral volop water het, en voordat die Here Sodom en Gomorra verwoes het, was dit in die rigting van Soar, soos die tuin van die Here, soos Egipte land. En Lot het vir hom die hele Jordaanstreek gekies, en Lot het daarna die ooste weggetrek, so het hulle dan die een van die ander geskei. Abraham het bly woon in die land van Kanaan, en Lot het gegaan woon in die stede van die Jordaanstreek, en sy tente tot by Sodom opgeslaan. En die manne van Sodom was sleg en groot sondaars voor die Here. En die Here het vir Abraham, nadat Lot van hom geskei het, slaan tog jou oë op en kyk van die plek waar jy staan na die noorde en die suide, na die ooste en die weste, want die hele land wat jy sien, sal ek aan jou gee, aan jou nageslag tot in ewigheid. En ek sal jou nageslag maak soos die stof van die aarde, soos as iemand die stof van die aarde kan tel, jou nageslag ook getel kan word. Maak jou klaar, trek die land deur in sy lengte en sy breedte, want ek sal dit aan jou gee. Toe het Abraham al verder tent opgeslaan en gaan woon by die terpentynbome van Mamre, en wat by Hebron is, en hy het daar vir die Here altaar gebou. Hoofstuk 14. Abraham verlos Lot en Melchisedek. In die dae van Amrafel, die koning van Sinear, Arioch, die koning van Eleazar, Kedor, Lamer, koning van Elam, en die Tidal, die koning van die nasies, het hulle oorlog gevoer tussen Bera, die koning van Sodom, en teen Bersa, die koning van Gomorra. Sineab, die koning van Adma, en Sember, die koning van Sibiom, en teen die koning van Bela, dit is Soar. Hulle is almal, hulle leers verenig in die laagte van Siddim. Dit is die Soutsee. 12 jaar lang het hulle Kedor Laomer toe al gedien, maar in die 13de jaar het hulle opstandig geword. Toe kom Kedor Laomer in die 14de jaar, en die konings wat saam met hom was, en hulle verslaan die Rafaite, Asterotiete, Karnem en die Sisiete, en Ham en die Emite van die vlakte van Kirjatayam, en die Herorite op hulle gebergte van Seir tot by El Paran, wat aan die woestyn lê. Daarom het hulle omgedraai en by En Mispat, dit is Kades, gekom en die hele land van Amalekiete verower. En ook die Amorite wat in Haeson Tamar gewoon het. Toe trek die koning van Sodom uit, en die koning van Gomorra, en die koning van Adma, en die koning van Seboim, en die koning van Bela, dit is Soar, en stel hulle in die laagte van Siddim, en die slagorde teen hulle op. Teen Kedor Laomer, die koning van Elam, die Tidal, die koning nasies van Afriel,
die koning van Sinear, Arioch, die koning van Elasiar, 4 konings teen 5. Maar die laagte van Sidom was vol gate, die lijmgrond, en toe die konings van Sodom en Gomorra wegvlug, het hulle daarin geval, en wat oorgebly het na die gebergte gevlug. En hulle het al die goed van Sodom en Gomorra, al hulle voedsel geneem en weggetrek. Hulle het ook Lot, Abraham se broerskind, en al sy goed geneem en weggetrek, want hulle was in die Sodom woonagtig. Toe kom daar een wat vry geraak het en vertel dit aan Abraham, die Hebreër wat woonagtig is by die terpentynbome van Mamre, die Amorietbroer van Eskol, die broer van Aner, en hulle was bondgenote van Abraham. Toe Abraham hoor dat sy broer 'n gevangene weggevoer is, het hy sy geoefende manne wat in sy huis gebore is, laat uittrek 318, en hulle tot by Dan agtervolg, en daar het hulle in die nag van die verskillende kante aangeval, en hy het sy dienaars hulle verslaan en hulle agtervolg tot by Hobba, noord van Damaskus lê. En hulle het al die goed teruggebring, en ook sy broer Lot en sy goed teruggebring, en ook die vroue en die manskappe. Na sy terugkoms van die oorwinning op Kedorlaomer en in die konings wat saam met hom was, het die koning van Sodom uitgetrek en hom tegemoet na die laagte van Sawe, dit was die koningslaagte. En Melchisedek, die koning van Salem, wat 'n priester van God die Allerhoogste was, het brood en wyn gebring, en hom geseën en gesê, geseënd is Abraham deur God, die Allerhoogste, die skepper van hemel en aarde, en geseënd is God, die Allerhoogste, wat u vyand in u hand gegee het. Toe gee hy hom die 10de van alles, en die koning van Sodom het gesê, vir Abraham gee my die mens, maar neem die goed vir uself. Toe antwoord Abraham die koning van Sodom, ek hef my hand op tot die Here, God, die Allerhoogste, die skepper van hemel en aarde, dat ek geen draad en geen skoenriem, ja, dat ek niks sal neem van alles wat uwe is nie, sodat u nie kan sê, ek het Abraham ryk gemaak nie, niks vir my nie, net wat die dienaars geëet het, en die deel van die manne wat saam met my getrek het, Aner, Eskol, Mamre, laat hulle deelneem. Hoofstuk 15. Verbond van God met Abraham. Na hierdie dinge het die woord van die Here tot Abraham gekom in 'n gesig en gesê, vrees nie Abraham, ek is vir jou 'n skild, en jou loon is baie groot. Toe vra Abraham, Here, wat sal u my gee, aangesien ek sonder kinders heen gaan, en die erfgenaam van my huis die Damaskiner Eliezer is? Verder het Abraham gesê, aan my het u geen nageslag gegee nie, so sal dan die bediende van my huis my erfgenaam wees. Toe kom die woord van die Here tot hom en sê, hierdie een sal jou erfgenaam wees nie, hierdie een sal nie jou erfgenaam wees nie, maar die een wat uit jou liggaam sal voortkom, hy sal jou erfgenaam wees. Daarop lei hy hom uit na die buite met die woorde, kyk nou op na die hemel, tel die sterre, as jy hulle kan tel, en hy sê vir hom, so sal jou nageslag wees. En hy het toe in die Here geglo, en hy het hom dit tot geregtigheid gereken. Verder het hy vir hom gesê, ek is die Here wat jou uitgelei het uit uit van die Galdeërs om jou in hierdie land in besit te gee. En hy sê, Here, waaraan sal ek weet dat ek dit in besit sal neem? En hy antwoord hom, neem vir my 'n 3 jaar oue vers en 'n 3 jaar oue bokooi, 'n 3 jaar oue ram en 'n tortelduif en 'n jong duif. En hy het dit alles neem vir hom en gebring na die middeldeur, gedeel het en die
helftes teenoor mekaar gelê, maar die voëls het hy nie verdeel nie. Toe kom daar roofvoëls op, die dooie diere af, maar Abraham het hulle weggejaag. En toe die son wou ondergaan, val daar 'n diep slaap op Abraham en hy kyk en skrik en groot duisternis het hom oorval. Daarop sê hy vir Abraham: "Weet verseker dat jou nageslag vreemdelinge sal wees in 'n land wat aan hulle nie behoort nie. Daar sal hulle diensbaar wees en verdruk word 400 jaar lank. Maar ek sal ook die nasie oordeel aan wie hulle diensbaar moet wees. En daarna sal hulle uittrek met baie goed. Maar jy sal na jou vaders gaan in vrede. Jy sal op 'n goeie ouderdom begrawe word en die 4de geslag sal hierheen terugkom, want die ongeregtigheid van die Amoriete is tot toe nie vol nie. En na sononder, toe die heeltemal donker was, gaan daar 'n rokende oond, vurige fakkel tussen die stukke vleis deur. Op die dag het die Here met Abraham 'n verbond gesluit en gesê: "Aan jou nageslag gee ek hierdie land, van die rivier van Egipte af tot by die groot riviere van die Eufraat, en die Keniete en Kenisiete en die Kammoniete en die Hetiete en die Feresiete en die Rafaïte en die Amoriete, die Kanaaniete en die Girgasiete en die Jebusiete." Tot sover.